soveel meer, episode 16. Hugo van Rijn wens hy kan sy laaste woorde terugtrek, dit terugsluk, terugtrap in sy spore, backpaddle, soos wat die Engelse sê. Hy weet hoe om dinge in die mooiste en beste Afrikaans te beskryf. Hy's goed met sy taal, al het hy sy 2 moordstories, wat bestverkopers is, in Engels geskryf. Sy kop werk gewoonlik baie goed in Afrikaans, maar nou wil sy kop glad nie werk nie. Hy het sopas die vrag Padstal se paddaknoper tot in die grond in beledig. Hy het haar meesterstuk 'n gedrog genoem, wat as vuuraansteker gebruik behoort te word. En dit was nie die plan nie. Hy haat dit om ander mense seer te maak, maar hy het mos nie vir 'n oomblik gedink dat dit die werke van haar hande kon wees nie. Steeds, hoekom de frak, het hy dit so gestel? Die ding is nie naaste by so aaklig nie. Hy staan nog daar en wonder wat pas gebeur het en hoe hy dit gaan regmaak. Toe kom sy die waskamer met haar skotteltjie wasgoed. Sy lyk darm nie te kwaad of seer gemaak nie. Daar is 'n vraagteken op haar gesig. Nou, hoekom het jy dit gekoop? Of hang jy dit net tydelik hier, totdat jy uit vuuraansteekers raak? Oppas Hugo, oppas wat jy nou sê, man hy homself. Hy mag dalk nou die geleentheid kry om skadebeheer toe te pas. Nie met woorde soos, die eienaar het op sy gevoelens gespeel en dit toe in sy keelgat afgedruk nie. Nee, dit gaan die saak vererger. Hoe hulle gepraat het oor sukkelende kunstenaars, wat op klein dorpies kom plaak, en ook maar net 'n broodjie wil verdien met hulle handewerkies, terwyl hy daar gesit het met genoeg curry en rys vir 'n hele gesin. Nee, dit sal ook nie werk nie. Want ek wou, antwoord hy. Hy beklemtoon wou. Ek wou 'n kunstenaar wat daar uitstal ondersteun. En hierdie padda was een van die beter en ouliker stukke strand tussen die ander kachelkakkies, voltooi sy die sin parmantig. Dammit man, ek het van die ding gehou. Hy draai man, al sweet hy. Okay, en toe kom jy terug in die paalekamp, en toe jy weer daarna kyk, sien jy wat se gemors dit regtig is. Iets wat jy nie sal waag om na julle huis in Gauteng te neem nie, want vroulief gooi jou met padda en al by die deur uit, die dat jy hom toe maar hier kom ophang. Nou maak jy dit ander mense se probleme. Dink jy nie dat jy eers vir die Van Ryns moes gevra het of jy een of ander simpel vrou wat haarself kastige kunstenaar noem, se padda hier teen hulle lapas en mure mag kom opsit nie? En daarmee swaai sy om haar wasgoed te gaan ophang. Maar Hugo se moeilikheid is nog glad nie verby nie. Toe hy na ongeveer 'n volle minuut van snak na asem buk om sy wasgoed in te laai, sien hy dat die oulikste, kleinste, pinkste broekie homself, nee seker haarself, daar in die wasgoedbalie opgehang het. Hy haal dit uit en staan onseker met dit in sy hande. Wat nou? Hardloop hy uit en sê, dame, jou pink pansy het in die wasmasjien agtergebly. Sit hy dit net daar neer en hoop sy ontdek het, voor die werkers weer aan diens kom? Hou hy dit in sy wasgoedmandjie en hang het stilletjies by haar ander goed op die draad? Of was hy sy goed en dan sit hy dit weer terug in die wasmasjien? Die besluit word uit sy hande geneem, of liewer die broekie. Hy staan nog so onbeholpe met die ding daar, toe storm sy weer in. Haar oog gaan na die dingetjie in sy hande, sy gryp en sy hardloop daarmee teen huisie nommer 1 se trappe op. Gaan dit seker daar binne ophang. Hugo sit sy wasgoed in die wasmasjien en stel het op 'n 35 minute program. Gewoonlik, as hy alleen in die kamp is, sal hy sy rekenaar gaan haal en hier sit en werk. Maar nou is hy nie alleen nie, behalwe dat hy nou vandag die gevoel kry, dat wie ook al Cecile en Julia se maatjie is, wie se padda hy sleg gemaak het, waarskynlik nou so kwaad en beledig is, dat sy nooit weer na by hom sal kom nie. Moet hy bly wees, of moet hy 'n groter gwar voel, as wat hy nou van homself gemaak het? Hy wonder maar net,
Asking for a friend, jy weet. Hugo stap terug huis toe. Hy gaan skakel sy rekenaar aan. Hy weet nie wie die slegste voel nie. Hy wat 'n onskuldige kunstenares sy touwerk beledig het, of Theophilus Ramsgate wat homself met 'n tou aan 'n tak wou ophang nie. Hy sit 'n oomblik met toe oë en toe besef hy dat dit nou gebeur. Hy's 'n nare, selfgesentreerde blikskorrel wat nie weet hoe om sy eie glipse reg te maak nie. En sies tog man, die padda is uiteindelik regtig nie so lelik nie. Mag sy duisende rande daarmee maak en almal verkoop en skatryk word en 'n beter blyplek kry as 'n houthuis in sy paalekamp, asseblief tog. Wel, werk liewer aan jou eie goed en vergeet van haar. Kom aan Hugo, konsentreer op jou storie se vervolg hoofstuk. Hugo lees die eerste gedeelte van sy storie, tot waar Letty probeer keer dat Theophilus se einde aan sy miserabele aardse bestaan maak. Sy vra in gebroke Engels, "Why you wanted to kill yourself?" "I got bad news from London. My vrou is al 'n paar maande gelede daar oorlede." "Wel, ek kan dit heeltemal verstaan," sê sy. "Ek sou ook eerder in daardie begraafplaas wou lê, in die plek van my man en my kinders." Sy draai om en begin wegstap. Hy vra, "Waar gaan jy heen?" "Please, don't leave me here," pleit die Engelsman. "Ek kan jou nie met my saamneem nie. Ek is bang, jy gaan later terug na jou makkers en dan wys jy vir hulle waar ek bly." Haar geheime skuilplek. En daar, tussen die koppe, waar sy ook partykeer gaan uitkamp, van waar sy die plaashuis kan dophou. En daar waar sy haar kosvoorraad in die kombuis hou, 'n paar hoenders, en dit is waarheen die mak boerbokke ook soms kom, om by mense te wees, en haar melkkoei. Sy voel veilig hier, want die kakies het al hoeveel keer naby verbygery, sonder om haar te sien, of weer te ontdek. Die man is miskien nou in 'n toestand, maar wanneer hy beter word, klim hy dalk net op sy perd, ry na sy kommando toe, en bring die hele spul saam met hom terug hiernatoe. As sy perd 'n kar was, kon sy die sleutels uitgetrek het en dit saam met haar geneem het. Maar Theophilus het 'n ander plan. Hy haal al sy besittings, sy sakke met proviant en die saal en toom van die perd af. En toe jaag hy die perd van hom af weg. Die perd sal self sy pad na die Britse laar vind. So wys Theophilus vir haar dat hy geen ander heenkome meer het nie. Hy is aan haar genade oorgelaat, en sy beduie vir hom, as hy haar verraai, en haar skuilplek, die koei wat sy melk en haar spesiale steekplekke, vir kosvoorrade en ander dinge, vir die kakies kom uitwys, hang sy hom persoonlik aan een van die geskroeide balke van die half uitgebrande huis op. Theophilus glimlag maar net. Die vrou is kleinrig en baie skraal van al die ontberings wat haar volk in hierdie land moes deurstaan. Sy kon hom nie eens bo hou, toe hy van sy perd afgeduiwel het nie. Hoe gaan sy hom aan 'n tou kan optrek? Sy wys na haarself. "My name is Letitia. You may call me Letty. I am Theophilus Ramsgate," sê hy. Sy staar net na hom. Is sy naam te lank? Sy besluit self. "Ek gaan jou Theo noem." "Theo?" vra hy. "Ja, Theo." Toe stap sy tussen die swart geskroeide mure van die plaashuisdeur tot by 'n kombuis daar binne. Theophilus, wat onverwags Theo geword het, is verras om te sien hoe paraat en hoe goed die vroukie eintlik hier ingerig is. Iewers in die hoek van die kombuis, langs die stoof, onder die S waarop daar vuur gemaak word, is daar 'n deurtjie. Agter die ysterdeurtjie is daar 'n stomp, en toe sy die hout wegskuif, is daar 'n opening in die grond. Sy maak haar weieromp los, laat sak dit en vou dit op, en daar staan sy in 'n diepe broek en korset, wat alles toemaak, verby haar enkels tot teen haar nek, en sy sê, "Wag net hier." Sy gooi haar romp by die gat daar binne af, toe kruip sy self by die deurtjie in, en verdwyn in daardie einste gat onder die S onder die kombuis in. Hy hoor haar werskaf daaronder, en hy gaan sit daar op die S se muurtjie en wag. Seker nie vir so lank nie, maar buite begin die son sak, en 'n gevoel van verlatenheid pak hom weer.
Dan roep Letty, Theo, is jy daarbo? Hy skarrel nader. Sy sê, vat asseblief aan. Hy vat aan, 'n bakkie met mielies, eiers, 'n hoortjie met suurmelk, snaakse repe gedroogde vleis, kersse. Hy sit dit daar op die es neer en wonder of hy moet help om uit te klim en uit te kruip. Maar sy moet 'n tipe trapleertjie daaronder hê, want sy kruip ewe behendig weer daar uit. Eers toe dit behoorlik donker buite is, hang sy komberse voor die venster. Sy pak 'n vuurtjie aan en begin om die mielies fyn te maak in 'n soort stampblok. Sy gee vir hom van die gedroogde vleisrepe en sê, eet hiervan. Hy grill eers 'n bietjie, maar toe proe hy en dit smaak nie te lekker nie. Later die aand gaan haal sy nog 'n houtloortjie van buite af. Theo het dit nie dadelik gesien nie, en dit is los by sy makkers verby elke keer wat hulle in die huis was, maar bokant hulle koppe is daar op die sulder van soorte, sulke vreemde gerolde takke. Sy klouter op, en toe rol sy die lang takke oop. Hulle is met toue aan mekaar gebind. Daar's nog so een. Daar is nie 'n matras of 'n kussing op die goed nie, maar daar is warm komberse toegerol, selfs 3 gestoptes van eendedons en vere. Die dak bokant hulle koppe is plek heeltemal weggebrand, maar hier waar Letty vir hulle bed maak, is daar nog 'n stukkie grasdak oor. Of het sy en 'n helper dit weer begin herstel. Wanneer hy ook bo is, help hy haar om die tak leer van onderaf op te trek en daar op die oorblywende balke te versteek. Hierdie boervroukie verwag waarskynlik nie dat die Britse toepe in die nag gaan terugkeer hiernatoe nie. Daarvoor is die plaas te veel geplunder en beskadig. Hulle glo waarskynlik dat hier niks meer vir hulle is om te byt nie, maar duidelik vat sy nie kanse nie. Een kant lê sy, en daardie nag lê Theophilus en staar na die mooi vrou se profiel daar in die hoek, in die skynsel van die maanlig. Dit lyk asof sy vas aan die slaap is. Maar hy word wakker gemaak deur elke geluid wat in die nag soveel harder en soveel duideliker klink. Diere wat verbygaan, voëls wat roep, die klap van hoewe van iets, en iewers in die vroeë oggendure hoor Theo hoe iemand huil. Dit is sy, Letty, wat waarskynlik nog treur oor haar man en kinders. En Theo verlang self na sy vrou en sy dogters. Hy skryf het seker omdat hy wat Hugo is, ook nou na sy 2 kinders verlang. Hy stuur vir hulle 'n WhatsApp met sommer net, ek dink aan julle, gaan hier goed? Koop daar ook, mooi bly. Sou die vroue nommer 1 kinders hê? Wonder Hugo, en staan eers van sy rekenaar af op, om te gaan bene rek daar op sy dekstoepie. Daai enetjie wat in huisie nommer 1 bly, en paddas kroop vir 'n lewe. Hy maak asof hy oor die meer uitkyk, maar sy oë draai so ver as wat hulle in sy kop kan gaan. Sy is nie daar op haar stoep nie. Hy sien gelukkig ook nie beweging in die waskamer nie. Daarom stap hy vinnig met sy trappe af, om sy wasgoed te gaan haal. Hy kyk by die wasgoedbalie in, om te sien of een van sy jockeys nie ook gekies het om agter te bly nie. Maar daar's nie eens 'n sokkie nie. Alles van hom bly versigtig weg van 'n vrou wat vir dieselfde span as Cecile en Julia bou. Terwyl hy sy wasgoed daar by hom gaan ophang, dink hy weer aan die gevoel van daardie fyn broekie in sy hande. Hy kan hom nie regtig voorstel dat 'n ander vrou dit van hierdie mooi mense in nommer 1 moet aftrek nie. Eintlik hoop hy ook nie dat 'n man dit sal doen nie. Nie enige man in elk geval nie. Sy lyk darm nie na die tipe wat sal rondslaap nie. Terug in sy huis, glimlag hy vir die eerste keer vir die uitdrukking van konsternasie wat op haar gesig gesien het, na sy storie van tou wat net reg is om gebruik te word as 'n vuuraansteker. Hy was nogal verbaas om die ding nog steeds daar langs die wasbak te sien hang, toe hy nou daar was. As iemand so iets kwyt geraak het oor 'n ding wat hy gemaak het, het hy dit dadelik in 'n asblik gegooi. Hugo haal gesnyde biltong uit en sit dit vir hom op 'n broodjie. Hy maak koffie daarby en dra sy beker en bordjie na sy lesenaar toe.
Voordat hy gaan verder skryf, maak hy eers sy e-posse oop. Chanel jubel alweer. Die skrywers-app is blykbaar geseënd met verskeie lesers wat inteken en kommentaar lewer. Hulle maak geld. Nou werk haar skrywers ook baie hard. Daarom loop Hugo se e-bus ook oor van stories. Daaroor behoort hy seker nie te kla nie. Dit beteken geld vir hom ook. Die eerste een wat hy oopmaak is 'n storie van 'n ou met die bynaam Skoolseun. Die knaap is skoon koorsig oor die nuwe wiskundeonderwyseres. Hy sit in die klas en hy maak somme op al 11 sy vingers. Hy loop permanent met 'n koorspen rond en is so bronstig soos 'n volstruis met pink bene. Om een of ander rede glo hy ook vas dat sy anatomie net kort van 'n volstruis is. Ag, sies tog, enige simpatie, besluit Hugo, was ons nie almal op 'n stadium daar nie. Skoolseun skryf hoe juffrou bene ruil en dat die mannetjie net genoeg sien om agter te bly nadat die klok gelei het, en toe ruil hulle rolle om. Hy laat vir juffrou les op sê, volgens hom. Ha, het ons almal gewens toe ons daar was. Hugo maak die spel en taalfoute reg voordat hy dit terugstuur. As hy moet kies hy eerder stories met iets meer om die lyf, as dit wat aan die lyf vas is, skryf hy op die dekbriefie vir Chanel. Soos hierdie vrou se stories, Ria Benadi, wat skryf oor Santi en haar waterengel met die hemelsblou oë, Kaptein Dion. Daai man wat haar uit die water kom red het, daar is mos nou vir jou 'n storie, daar is warmte. En dankie tog dat dit nie vulgair of banaal geskryf is nie. Hy kan dalk in die toekoms nogal uitsien na meer stories wat deur hierdie Ria Benadi geskryf en ingestuur word. Daar was al van tevore skrywers van hierdie einste skrywer, langer boeke, wat nie net as e-boeke beskikbaar is nie, maar ook gedrukte boeke op winkelrakke. Hy is lus en kyk weer daarna, lees dit nog 'n keer. Hy hou van die manier waarop sy stories vertel. Veral hou hy van die feit dat daar eers 'n aanloop tot die bedtonele is, dat daar 'n aanklank en omgee tussen die karakters ontstaan, voordat hulle mekaar gegryp het. Hy skryf vir Chanel, hiermee kan ek inderdaad saamleef. Hoop om nog van hierdie persoon se skrywes te ontvang. Renata kyk op na haar pink broekie, wat saam met haar ander onderklere aan die reëling in haar stort hang. Sy het dit binnekom ophang, want daar is 'n vreemde man in die kamp, 'n baie aantreklike man. As hy dink aan die manier waarop hy dit in sy hand gehou het, gaan haar hart sommer weer aan die klop. Die keer glad nie van ontsteltenis nie. Hy het gehou asof hy verbaas was om dit daar te kry, en nie mooi geweet of besluit het wat om daarmee te doen nie. Nie soos iemand wat in diep verleentheid daaroor beland het nie, soos 'n man wat al met 'n vrou saamgeleef het. Maar net vir die wis en die onwis hang sy dit nou binne in haar huis op. Natuurlik was haar hokkie so 'n klein bietjie geskut oor sy eerlike woorde oor haar padda. Dat het net geskik is om gebruik te word as 'n vuuraansteker. Vanselfsprekend sou hy nie daardie woorde gebruik het as sy geweet het dat sy dit geknoop het nie, en verseker het hy dit net as 'n grap bedoel. Sy kon nie lag in sy mooi blou oë sien, en toe vee sy die glimlag van sy gesig af deur te erken dat sy die een is wat die ding geknoop het. Die uitdrukking van konsternasie wat daarna op sy gesig verskyn het, was goud werd. Sy wens daar was 'n kamera iewers in die lapa weggesteek, sodat sy weer en weer na sy gesig kon kyk. Maar ten minste het sy nou 'n eerlike opinie van Adam, die handyman, gekry. Hy het nou wel daarvoor betaal, maar hy hou niks van haar padda nie. Maar paddas verkoop hier in die omgewing van Chrissiesmeer, want terug in haar huis kry sy toe so ware WhatsApp van die eienaar van die padstal af. Bring asseblief nog paddas, ons is byna uitverkoop, hier het 'n toerbus verbygekom.
amper het sy lus gehad om met haar foon af te hardloop en dit onder Adam se neus in te druk en te sê, kyk, daar was toe nog 'n paar ape wat van my knoopsels gekoop het. Jy is nie die enigste een nie. Sy Google weer padda makramies. Sy vind 'n paar nuwe ontwerpe, plak pleisters op haar vingers en toe begin sy knoop. Vir 2 dae lank. Die enigste rede hoekom sy haar huisie verlaat, is om haar wasgoed te gaan afhaal. Maar eers nadat sy doodseker gemaak het, dat Adam nie weer in die omgewing van die lapa is nie. En is sy verbaas om haar padda nog daar te sien hang. As sy so glips gemaak het soos wat hy gemaak het, het sy haar gekoopte padda gevat en beslis dit as 'n vuuraansteker gaan gebruik, terug by haar eie plek. Hy het dit nie gedoen nie. Word vervolg.